Ons groet ook elkeen wat vanoggend na die opname kyk, en ons sê vir julle ook baie welkom, en mag julle ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees op 'n besondere manier hier saam met ons beleef. Ons gaan die erediens begin met die woorde van lied 439. Ons gaan dit nie sing nie, ek gaan dit vir julle lees. En as ek dit vir julle lees, sal julle agterkom, dis eintlik 'n gebed. So kom ons begin die erediens met hierdie gebed, soos dit vir ons verwoord word in lied 439. O Heilige Gees, o God in ons wil die krag besing. Die krag wat Jesus op laat staan en lewe in ons bring. Maak ons oorwinnaars in die stryd, wat ons ook nou moet stry. O Gees van God, getuig in ons, dat ons die kinders bly. O Heilige Gees, o Gees van God, ons lied klink tot u eer. Maak nuut ons lewe elke dag, soos wat u woord ons leer. Ons prys u, Gees van Vader, Seun, as ware God en Heer. Ons bid dat u ook die gebed sal hoor, ons God en Heer. Amen. Liewe broers en susters, liewe jongmaats, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God die Vader en God die Seun, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan begin met 'n loflied, soos altyd. En die loflied wat ons vanoggend gaan saam sing, is lied 245. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Julle gaan later in die boodskap agterkom hoe van toepassing hierdie lied is, want dit sê alles ook wat ons net nou gaan hoor as deel van die boodskap. Kom ons sing al 3 die verse van hierdie pragtige lied saam. Lied,
die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, soos ons so pas gesing het, wil ons sê, ons loof en prys U deurentyd. Ja, ons loof en prys U deurentyd en roem U groot barmhartigheid. Ja, en roem U groot barmhartigheid. Hemelvader, ons wil dit uitroep as ons vanoggend dink aan almal wat die afgelope tyd in die hospitaal was, wie se prosedures goed gegaan het en wie besig is om te herstel by die huis. Dankie vir Dani en vir Ricardo en vir Tanya en vir Daan. Dankie Here dat ons ook weet dat U barmhartigheid genoeg is en oneindig groot is, ook vir hulle wat nog steeds in die hospitaal is. Daarom bid ons vandag vir Joan en ons bid vandag vir Jan. En net so ook bid ons vir Marius en vir Johan en vir Monty en vir Morney wat besig is met die behandeling. Ook hulle is veilig in U barmhartige, liefdevolle Vaderhande. Hemelvader, baie dankie vir die afgelope vakansie. Dankie vir die van ons wat die geleentheid gehad het om bietjie te rus. En baie dankie vir elkeen wat ook intussen die skip op verskillende maniere aan die gang gehou het rondom ons. Ons is op die punt om die nuwe kwartaal binne te gaan. In ons huise, met die skole en alles wat weer begin, in ons gemeente, met al die aktiwiteite wat weer 'n aanvang neem. En Here, soos 'n Josua van ouds, wil ons maar net sê, Here, as U nie saam met ons hier vandaan verder gaan nie, dan wil ons nie hier vandaan verder gaan nie. Wees asseblief met ons en lei ons asseblief ook in hierdie nuwe kwartaal. En o Heilige Gees, hou ons asseblief sensitief vir U stem, wat ons so nodig het in alles wat hierdie nuwe kwartaal vir ons voorlê. Hemelvader, U het dit ook op ons hart gelê om so 'n tydjie gelede te bid vir die kinderhuis, Melvin kinderhuis hier in ons omgewing, wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. Ons het 'n paar weke gelede ook teenoor mekaar getuig dat U besig is om 'n wonderwerk te doen. En dankie Here dat ons vandag kan dankie sê dat daardie wonderwerk nog steeds besig is om te gebeur en nog steeds groter word. En daarom bid ons vir ons kerk se kinderhuis, Here, dat U ook al die ander struikelblokke wat daar nog mag wees, uit die weg sal ruim, dat U vir hulle sal lei wat daar in beheer is, om ook sensitief vir U stem te wees, in terme van hoe dinge gedoen moet word. Maar Here, ons sê vir U baie dankie vir die uitkoms wat U gegee het. O Heilige Gees, ons het net nou lied 442 gesing. En ons wil graag ook nou weer die eerste vers bid, voordat ons begin om U woord te lees. Want ons weet, ons durf nie U woord oopmaak sonder U nie. Daar is geen manier dat ons U woord gaan verstaan sonder U nie, want U is tog die outeur daarvan. En U het mense gebruik om dit namens U te skryf. Ons gaan ook verseker nie U woord toepas en uitlewe sonder U nie. En daarom bid ons ook vanoggend hierdie eerste vers, voordat ons U woord oopmaak. O Gees van God, wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God,
kom heilig my, breek die woord vir my. In Jesus se naam, amen. Het julle ook 'n behoefte aan goeie nuus? Ek het, verseker. Daar is soveel slegte nuus waarmee ons elke dag gebombardeer word, dat ons net vir 'n slag goeie nuus wil hoor. Ons gaan vandag begin met 'n reeks in die boek Romeine. En hierdie boek is vol goeie nuus. Elke week, terwyl ons besig is met hierdie reeks, gaan ons 'n stukkie goeie nuus kry uit Romeine uit, om ons deur die komende week en verder te help. Ons gaan vandag begin in Romeine 8. Romeine 8 se eerste 2 verse gee vir ons vandag se eerste stukkie goeie nuus. En ja, dit is baie goeie nuus. Die boodskapvertaling wat ons vandag lees, stel dit so. Goeie nuus, sien jy, daar is 'n uitroepteken. Goeie nuus. God se oordeel is vir altyd verby. Vir elkeen wat aan Christus Jesus behoort. Dit alles is aan die Heilige Gees te danke. Sy nuwe wet waarborg nou splinternuwe lewe in Christus Jesus vir my. Die Gees maak my vry van die neerdrukkende wet van die sonde en die dood. Hy breek daardie magte se houvas op my lewe vir altyd. Yvonne, 'n 20-jarige meisie, is in hegtenis geneem omdat sy dwelms in haar besit gehad het. Sy en haar pa het ure omgehuil oor haar misstap. Yvonne was opreg jammer oor wat sy gedoen het, en sy het geweet dat haar pa haar vergewe het. Maar toe breek die dag aan wat hulle albei gevrees het. Yvonne moes in die hof verskyn. Yvonne se saak is aan die hof gestel, en toe vra die regter vir haar wat sy pleit. Sy het spierwit in haar gesig geword en geantwoord: skuldig, edelagbare. Die regter het haar stip in die oë gekyk, toe hy haar die vonnis oplê. R10.000 of 4 jaar tronkstraf. Dit was 'n paar jaar terug. Yvonne het geweet dat sy nie so baie geld het nie. Sy het net verslae voor haar uitgestaar. Sy het geweet dat sy tronk toe sou moes gaan. Wat 'n aaklige vooruitsig. Die regter het na die hulpelose figuur voor hom gekyk. Sy moes boet vir haar verkeerde daad, en die regter het geweet dat die vonnis regverdig was. Maar toe gebeur iets eienaardigs. Die regter staan op, trek sy toga uit, hang dit oor sy stoel en stap reguit na die hofbeampte. Daar was 'n doodse stilte in die hof, amper soos nou hier in die erediens. Almal het verdwaas na die regter gestaar, toe hy sy hand in sy sak steek, R10.000 uithaal en dit vir die hofbeampte gee. Toe draai hy na Yvonne toe en sê:
Kom, my kind. Kom, papa, neem jou huis toe. Die regter was Yvonne sy eie pa. God is die regter wat ons sondes moet straf. Maar hy is ook ons pa wat ons sondes vergewe en ons vry laat uitstap uit die tronksel van die sonde. En dit doen God, omdat hy deur sy seun vir ons aan die kruis gesterf het, en so klaar vir al ons sondes betaal het. Vers 3, hier in Romeine 8, sê vir ons hoe dit gebeur het. Waar die wet nooit kon reg kry nie, het God reg gekry. Hy het geweet dat die wet nie in staat is om ons te verlos nie. Daarvoor is die mag van die sonde in ons lewens heeltemal te groot. Daarom het God besluit om sy eie seun na ons toe te stuur. Jesus het toe 'n gewone mens geword en tussen ons in hierdie sondaarsnes kom bly. Toe Christus aan die kruis gesterf het, het God persoonlik met die sonde afgereken. Dit, my liewe broers en susters, is nie die enigste goeie nuus vanoggend nie. Daar is nog goeie nuus. Die kruis van Christus vertel ons God se genade spreek ons vry. Maar dit is nie al nie. Die kruis van Jesus maak ons ook nuut. Nuwe mense wat nuut leef. Deur die Heilige Gees lewe ons nuut soos dit van God se kinders verwag word. Vers 3 en 4 verduidelik dit so. Toe Christus aan die kruis gesterf het, het God persoonlik met die sonde afgereken. Nou kan ons uiteindelik doen wat die wet van ons vra. Ons lewens word nie langer deur die sonde oorheers nie. Nee, die Heilige Gees staan nou aan die stuur van ons lewens. Nuwe lewe is moontlik omdat God met ons sonde afgereken het deur sy seun en omdat hy deur sy Gees in ons woon. Jesus het ons kom verlos sodat ons weer beeld van God kan wees. Dit is die boodskap van die kruis. En dit is die werk van die Heilige Gees. Fritz Kreisler, 'n beroemde violis, help ons om iets hiervan te verstaan. Hy skryf: Ek het nie die vaagste bewustheid van wat my vingers doen terwyl ek viool speel nie. Ek konsentreer net op die musiek wat ek in my kop hoor en probeer so naby aan dit kom as wat ek kan. Die Heilige Gees is die musiek in ons kop, in ons ore. Hy help ons vingers en ons hande en ons voete om so na as moontlik te kom aan sy musiek in ons koppe. Maar intussen, ongelukkig, is daar ook partykeer 'n maar, soos vanoggend. Maar intussen, soos ons almal weet en elke dag beleef, is daar die hele tyd 'n stryd in ons tussen wat die Heilige Gees wil en wat ons en ons sonde wil. Paulus beskryf hierdie stryd so, vanaf vers 5. Mense wat toelaat dat die sonde oor hulle lewens baas speel, se koppe is heeltyd besig met sonde.
Maar mense wat toelaat dat die Gees hulle lewens beheer, se koppe is heeltyd besig met dinge wat vir die Gees belangrik is. Mense wie se denke en dade in die greep van sonde vasgevang is, leef in die dood. Maar mense wie se denke en dade in die greep van die Heilige Gees vasgevang is, ken ware lewe en vrede. Mense wat heeltyd op die sonde ingestel is vyande van God. Hulle steur hulle nie aan wat hy in die wet sê nie. Trouwens, hulle verroer nie eers 'n vinger om dit te probeer gehoorsaam nie. Omdat die sonde oor hulle heers, kan hulle glad nie doen wat God vra nie. Julle is egter nie meer in die greep van die sonde nie. Nee, julle lewens staan nou onder die beheer van die Gees wat in julle bly. As die Gees van Christus nie in iemand se lewe aanwesig is nie, behoort hy glad nie aan hom nie. So eenvoudig is dit. Ja, daar is 'n voortdurende stryd in ons tussen die sonde, gedryf deur rebellie en opstand teen God, en die Heilige Gees. Maar hoor gou hier, miskien maak ons dit meer 'n stryd as wat dit regtig is. Wat bedoel ek daarmee? Dalk moet ons ophou probeer om reg te leef. Ophou probeer om self reg te leef. Ons faal tog net elke keer wanneer ons dit self probeer regkry in ons eie krag. Dis waar, né? Miskien moet ons net die feit aanvaar en vanuit daardie werklikheid leef dat die Heilige Gees in ons is. Dat hy sterker as ons en ons geneigtheid tot sonde is en net onder sy beheer wees. Ons gedagtes en ingesteldheid met hom en dit wat vir hom belangrik is vul. Leef wat ons alreeds is, vrygekoop deur Jesus, met die Heilige Gees in ons. Jack London, so White Fang, gaan oor 'n makgemaakte half hond, half wolf. White Fang was mal oor hoenders en op 'n keer het hy 50 henne doodgemaak. Sy baas, Weedon Scott, het met hom geraas en toe weer in die hoenderhok ingeneem. Met baie geduld het hy vir White Fang geleer om hoenders uit te los. Weedon se pa het gedink, dit gaan nie hou nie. Toe sluit hulle vir White Fang die hele middag in die hoenderhok toe. Die arme hoenders. Maar, luister, as Jack London self hierdie toneel in die hoenderhok beskryf. Locked in the chicken yard, while Fang lay down and went to sleep. The chickens he calmly ignored. So far as he was concerned, they did not exist. At 4 o'clock, he executed a running jump and leaped to the ground outside. He had learned the law.
Die Heilige Gees neem so volle beheer van ons begeertes en ons aksies. Die Heilige Gees in ons laat ons die hoenders in vrede laat en hulle ook die lewe gun. Wanneer ons iewers 'n hoender skeef aankyk en lus raak vir die hoender, neutraliseer die Heilige Gees dadelik daardie begeerte binne in ons. Vers 10 en 11 sluit hierdie gedeelte van vanoggend af. Wanneer ons onder leiding van die Heilige Gees lewe, verander dit nie net ons hele lewe nie, maar hoor mooi, is dit ook 'n voorbereiding op die ewige lewe hierna. Ons lees dit in vers 10 en 11. Christus is ook nou by julle. Daarom sal die Heilige Gees sorg dat julle vir altyd lewe. Selfs al moet julle liggame doodgaan, dit is immers die prys wat ons almal vir die sonde moet betaal, sal die Gees julle op 'n splinternuwe manier laat leef. Hy sal dit doen omdat julle deur God vrygespreek is. Julle weet baie goed dat God Jesus uit die dood laat opstaan het. Daarom is dit vanselfsprekend dat hy wat nou deur sy Gees in julle bly, eendag ook elkeen van julle se sterflike liggame met die hulp van sy Gees lewend sal maak. Die Heilige Gees maak ons alreeds hier op aarde nuut en lewend en berei ons so voor vir die ewige nuwe lewe. Ons nuwe lewe deur die Heilige Gees is 'n voorsmaak van ons nuwe opstandingsliggaam. Dieselfde goddelike vernuwende krag werk deur die Gees in ons, wat ons liggame nuut gaan maak met opstandingsliggame. En so word ons alreeds hier voorberei vir die ewige lewe by God. Kom ons sluit af. En nou moet julle eers asseblief mooi luister. Net nog so vir 'n rukkie. Wat wil hierdie gedeelte vanoggend, hierdie eerste 11 verse van Romeine 8 vanoggend vir ons sê? Die goeie nuus waarmee jy hierdie nuwe kwartaal kan binnegaan is eerstens, en jy kan dit net so op jouself van toepassing maak. Jy is vrygespreek van al jou skuld, van al jou sonde. Jou vonnis is voltrek. Jou straf is gedra. Jy hoef nie bang te wees vir die ewige oordeel nie. Dit is afgehandel. Dit is permanent. Dit is finaal. Dit is ewig. Niks of niemand kan dit verander nie. Jou status is vir ewig van skuldig na onskuldig verander. Want God het jou vrygespreek. Sy seun het in jou plek jou straf gedra. En die Heilige Gees herinner jou elke dag hieraan. En tweedens,
jy kan as 'n vrygespreekte mens lewe. Nie omdat jy self probeer nie. Nie omdat jy self probeer nie, maar omdat die Heilige Gees in jou woon. Hy kuier nie net nou en dan by jou nie. Hy kom nie af en toe besoek by jou aflê nie. Hy reageer nie net wanneer jy dink jy hom nodig het nie. Hy is nie 'n krag wat in jou uit en in beweeg nie. Hy is nie 'n tydelike helper nie. Nee, hy is God. Hy is God wat in jou woon, permanent in jou woon. God se asem in jou. En jy is sy vaste woning, sy adres. Hy besit jou as sy vaste woonplek. Aanvaar dit net. En wees en lewe so. Bevry van jou eie pogings en mislukkings. Oorwinnend oor die sonde. Nie om God se gunste te verdien nie, maar vanuit sy genade. Ervaar sy lewe en sy vrede deur sy Gees, sy Heilige Gees in jou. 'n Voorsmaak van jou ewige lewe by God. Iets van jou nuwe opstandingslewe nou alreeds in jou aardse lewe wat niet is. Jy is vrygespreek. Leef as 'n vrygespreekte deur die Heilige Gees in jou. Amen. O Heilige Gees, o Gees van God, niks hiervan wat ons vanoggend gehoor het by U gaan waar wees of vir ons waar wees sonder U nie. Herinner ons asseblief die hele tyd dat ons vrygespreek is, dat ons vergewe is deur Jesus se sterwe aan die kruis. En help ons asseblief om as vrygespreektes te lewe. Help ons asseblief om nie die heeltyd te probeer reg lewe, reg praat, reg dink nie, in ons eie krag nie. Maar help ons net om so bewus te wees, so seker te wees, dat U in ons woon, dat ons nie anders kan of wil as om nie te lewe nie. O Heilige Gees, wees asseblief alles in ons lewens. In Jesus se naam, amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons gaan nou afsluit met dieselfde lied wat ons voor die aanvang van die erediens gesing het. Lied 442, Gees van God wat in my woon. Julle sal onthou in die eerste vers het ons gevra dat die Heilige Gees in ons sal werk deur sy woord. As ons nou die eerste vers gaan sing, dan gaan ons vir die Heilige Gees dankie sê, dat hy juist so kragtig in ons gewerk het deur sy woord. Maar dan gaan ons ook vers 2 sing. En hoor mooi wat sê vers 2. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot u eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot u eer. Kom ons sing al twee hierdie verse hartlik saam. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met en in elkeen van julle wees en bly.